Heilig, heilig, heilig. Is U, o God, almagtig en soewerein. Here, ons is hier vanoggend om U te aanbid, U te loof, U te prys, om onsself neer te lê as 'n lewende offer, die eer te besing. Heilig, heilig, heilig is U. Die enigste God waardig, die enigste een waardig van ons lofprysing en ons aanbidding. U alleen, Here. Heilig, heilig, heilig. Here, word verheerlik. Mag ons lofsange vanoggend soos 'n aanneemlike reuk voor U opkom, Here. U is ons God en ons het U lief, Here. So lief. In Jesus naam. Dankie Heilige Gees dat U so teenwoordig is hier vanoggend, Here. Dankie dat U in ons is, oor ons is, op ons is. Here, en dankie dat U hier is in krag, Here. Heilig, heilig, heilig. Here, my gebed en my vertroue vanoggend is, Here, om beweeg in ons in krag, Here. Ons skuif ons harte, kom versag ons harte, bring deurbraak, waar ons deurbraak nodig het. Kom herinner aan ons, Here, daar waar ons ongehoorsaam was, waar ons gehoorsaam moet wees, Here. Waar ons U ons 'n opdrag gegee het, wat ons nog nie uitgevoer het nie. Here, daar waar genesing is, waar genesing nodig is, Here. Bring genesing. Waar angs en vrede is, angs en vrees is. Bring vrede, Here. Dis net U kan. U is ons vrede. U is ons herder. En ons skry ons vrede en ons rus, skry ons in U. En in die wete dat U almagtig is. En die wete dat U die skepper is. En die wete dat U die Here is. Dat U die besitter is, dat U almagtig is, Here. En dat U heers, Here. U is God. U is God. U is Jahweh. God wat verlos. Ons kom vanoggend voor U. As U kinders, maak ons U diensknegte. Ons het U lief. In Jesus naam. Amen. So, julle kan vir my blaai na Eksodus 4 vers 21 tot 23 solank. En ek begin met my inleiding. En wie het al gehoor van daai term harde gat word sag? Wie dink, né? Jy al gehoor van dit, né? Op skool, in graad 8 het ek vir die eerste keer te doen gehad met dit, wil ek amper sê, jy nie vir die matrieks geluister het nie, dat jy nou daar in die waar almal nou aangetree, die aantree area, dan jy nou daar voor die hele skool, jy in jou boude so sit en stamp en gesê, harde gat word sag, harde gat word sag, harde gat word sag. Ek het gat gesê in die kerk, jy is reg. En my seentjie, hy het nou die dag toe klim hy op my en hulle het so sê, jy gaan jou gat afval. En dis nou ding waar, hy sê, van my gat afval. Hy gaan sy gat afval. Maar terug by die preek, harde gat word sag. En dis nie die preektitel nie. Maar wat dit wel is harde hart word sag. Nou dit is 'n sinspeling op dit, maar dit kom op dieselfde neer. Dis nie harde gat word sag nie, jou gat word sag nie. Jou hart moet sag word. En die preek is vir 2 gehore vanoggend en die grootendeels van die gehoor wat vanoggend hier sit, het tot bekering gekom. Julle is great, julle volg die Here. Maar dit beteken nie dat hierdie preek nie vir jou is nie, want dit is vir die ongelowige om die waarskuwing te sien wat dit is en die gevaar daarvan om jou hart konstant hard te hou vir die Here en hoe daar 'n plek is waar die Here heel moontlik as jy konstant skop teen die prikkels, as jy konstant sê nee, as jy sien en jy hoor en jy ervaar en is nee, hoe jou hart regtig tot op 'n plek kom waar dit so verhard dat dit nie kan terugdraai nie. Ek sien dit in Hebreërs 6, ek kan later vir ons lees. Maar dan is daar ook vir die kerk, is daar vir ons 'n waarskuwing om te sien rondom hoe ons hart kan verhard tot op 'n plek waar dit nie net tot een area in ons hart spoel nie, maar oorspoel in die res van ons hart.
Want jy sien, jy dink dalk net jy maak jou hard in 'n sekere aspek vir U. Soos Here, U kan oor alles in my lewe praat. U het beheer oor alles in my lewe, maar net nie my finansies nie. Net nie my verhoudings nie. Net nie my vriendskappe nie. En hoe ons half amper perke sit op die Here waar hy kan beweeg soos hy wil. Here, U kan doen wat U wil, maar hierso. As jy verstaan, nie oor ons net hierso kan U doen wat U wil. Maar hierdie deel wil ek nog beheer hê van en dit praat van 'n harde hart. En die ding is dit bly nooit daar nie. Dit versprei tot 'n plek waar jy gaan kom op 'n stuk in jou lewe wat jy gaan vir jouself sê, Here, ek hoor nie U stem nie. Here, U praat nie met my nie. En dit is as gevolg van nie omdat hy stil geword het in die sin van dat hy nie met jou wil praat nie. Maar 'n plek waar jy sy stem so sag gemaak het dat jou hart so hard geraak het dat jy nie meer deur sy hand beweeg kan word nie. En my beginvraag vir jou vanoggend is jou hart so sag soos Dawid se? Wat beteken dit? Is jou hart na God se hart? Dit wat vir hom belangrik is, dit wat hy sê reg en verkeerd is. Sy opdragte. Of is jou hart hard? En sê jy sê die Here praat met my en ek hoor die Here en ek weet nie waar hy is, ek weet nie wat my roeping is nie. Ek weet nie wat my doel is nie. Alles van dit praat van 'n harde hart. Wie wil deur die Here gebruik word? Almal is geroep. Almal gaan nie kom nie. Almal wil deur die Here gebruik word. Amen. Wie wil die Here sien? En hoe sê Matteus 5 vir ons? Sien ons die Here? Salig is hulle wat rein van hart is, want hulle sal die Here sien. Die woord sê vir ons bewaar wat bo alles, jou bankbalans. Sy ekonomie druk. Passe. Bewaar jou huis bo alles. Jou inhoud bo alles, kry versekering. Bewaar jou diere bo alles. Pet, wat, dot short, daai ding. Hulle het hom 'n paadjie gegee, was ek soos nee. Dis 'n manier hier. Lief vir ons hondjie. Wel, lief is nie die woord. Ek verdra ons hondjie. Maar nie so baie. Bewaar wat bo alles? Jou hart. Want vanuit dit vloei alles. Maak dit vir jou sin? En ek gaan vir jou wys dat die verharding van jou hart gebeur nie in 'n oomblik nie. Dit gebeur stelselmatig in goedjies wat jy dink onskuldig is, wat jy dink jy's, maar dit is nou net hierdie een keer. En dit add op, dit add op, dit add op. Tot op 'n plek waar dit verhard. Jy jouself op 'n plek kry wat jy verwonder, hoe het ek hier gekom? Weet jy wat 'n goeie voorbeeld van dit dink ek nou terwyl ek hier staan? Ek klim, as ek al 'n maand terug, ek klim op die skaal en ek dink myself, en ek het 'n hele paar kilos opgetel. En ek dink myself, hoe die hek het ek hier gekom dat ek so baie gewig opgetel het so vinnig? En dan dink ek, dit is Augustus. Dit was nie so vinnig nie. Die laaste 8 maande het jy daai bietjie te veel en bietjie te veel geëet. Maar verstaan jy wat ek probeer vir jou skets? Is dit gebeur nie in 'n oomblik nie. Maar om nou terug te kom tot waar jy wil wees, vat effort. Here, hoekom is dit so moeilik? Want jy het 'n paar keer te veel ja gesê vir dit wat jy moet nee sê. En nou is dit moeilik. En nou vat dit werk en effort om terug te wees. Te kom waar dit moet wees. Maak dit vir jou sin? Dis 'n stupid voorbeeld, maar ek dink dit som met blerrie goed op. Dink ek. Mag ek blerrie sê? Ek weet nie. Nee, eerder nie. Okay. Dit maak dit verskriklik, geweldig, ingewikkeld en vol moeite. Eksodus 4 lees as volg en dis 'n baie bekende storie, julle in Woordskool sal dit nou ook ken. Sê God die volgende oor Farao. Dis nou waar God in Eksodus 4 God roep vir Moses om voor Farao te kom om sy volk uit te lei. En hy sê die volgende interessante woorde vir Moses. En die Here sê vir Moses, nou dat jy wegtrek om na Egipte te gaan, om na Egipte terug te gaan, trek lekker Hendriko, my bril kry. Kyk dat jy al die wonders voor Farao doen wat ek in jou mag gestel het. Dit is baie belangrik. Hy moet al die wonders sien. Maar ek sal sy hart verhard sodat hy die volk nie sal laat trek nie. Dan moet jy vir Farao sê, so spreek die Here, my eersgebore seun is Israel. Daai is 'n interessante teksvers want wat neem hy later van Farao? Sy eersgebore seun en hy sê omdat hoekom want Farao het
Israel van hom af weerhou wat sy eersgebore seun was. Daarom beveel ek jou, laat my seun trek. Hy noem Israel sy seun. Jy is sy kind, jy sy seun, dat hy my kan dien, maar jy het geweier om hom te laat trek. Kyk, ek sal jou eersgebore seun laat sterwe. So eers sê hy gaan uit en doen hierdie wonders vir hom, sodat hy kan sien. En dan sê hy 'n interessante ding sien, is wat die Here vir hom sê, ek sal sy hart verhard. So op oogopslag, so as jy daai lees, sal jy nou dink, okay, so het Farao regtig 'n keuse gehad? Of was Farao slegs 'n pionnetjie in God se plan? Dis Farao, jy is hier gesit, ek gaan hierdie wonders vir jou doen, maar ek vat jou keuse weg om die wonders te sien. Ek vat jou keuse weg om my volk. Ek gebruik jou eintlik om vir 'n ruk lank my mense swaar te laat kry. Klink verskriklik as jy dit so daaraan dink. Ek hoop nie dis hoe jy dit sien nie, maar dit klink so. En dan sal ek en nie net gaan ek jou hart verhard dat jy nie my volk laat trek nie. Ek gaan jou hart so verhard dat dit nog jou seun ook kos. Jou eersgebore seun kos. Eintlik wat God daar gekommunikeer het is, ek gaan hierdie wonders en tekens vir hom doen. En hy gaan vir die eerste ruk gaan hy sy hart verhard. En daarna gaan omdat hy die heeltyd skop, omdat hy die heeltyd nee sê, omdat hy die heeltyd hierdie volk wil laat trek nie, ten spyte van die feit dat hy sien dat hierdie God, hierdie Jahweh van Israel bo enige God in Egipte is. Valse God wat hulle geskep het. Die towenaars kan nie eers meer naboots nie. Hulle kon nooit dit keer nie. Hulle kan nie eers meer naboots wat Moses hulle doen nie. Dat hy bo hulle is en hy nog steeds skop. Dan kom daar 'n plek waar die Here sê, dis reg so. Nie my wil nie, maar jou wil. Ek het eendag hierdie sêding gehoor wat iemand gesê het, jy doen een van twee keuses in jou lewe. Of jy sê, Lord, not my will be done, but your will. And the Lord will say, let it be so. Of jy gaan sê, Lord, not your will be done, but my will. En die Here gaan dan ook sê, let it be so. En daar is nie die enetjie wat ek wil hê nie. Hy eindig nie so goed nie. Ek kan dit vir jou sê. Jy hoef nie tot die einde van die boek te lees om dit te weet nie. Dit eindig nie so goed nie. En dis eintlik wat Farao hier sê. Is hy sê, of God sê, Farao gaan skop, hy gaan sien en hy gaan skop, en dan gaan 'n plek kom, wat ek hom gaan oorgee aan sy eie keuse. 'n Plek waar hy sy hart so hard gemaak het vir my, dat daar geen terugkeer is vir hom. Nie as gevolg van my nie, maar van sy eie hart uit. Ek gee hom oor daaraan, en dan gaan ek hom gebruik, om my heerlikheid en my glorie te wys. Nie net vir Israel nie net vir Farao nie, maar vir die hele wêreld om te sien dat hy is God. En as jy gaan lees toe die spioene by Ragab kom in Jerigo, was haar woorde, ons harte het gesmeld toe ons gehoor het julle is op pad. Want ons het gehoor wat julle God gedoen het. Ek wil vir jou sê, jou hart hoef nie te smelt vir enige situasie nie. Mediteer en dink aan jou God, aan Jahweh, wat hy gedoen het, en weet en rus in die feit dat jou God laat ander mense smelt, harte smelt, laat aan die vyande smelt, want jou God heers, jou God is koning. Maar wat is ons deel? Is om 'n sagte hart vir hom te hê en beweeg te kan word deur sy hart. In Eksodus 9 vers 12 lees ons vir die eerste keer by die 6de plaag. So ek wil vir jou sê, as jy gaan kyk in die eerste 5 plaag, gaan jy die volgende sien. Farao het sy hart verhard. Jy sien nie in die eerste 5 plaag dat God ingegryp het en sy hart verhard sodat hy kan nees nie. Dit praat absoluut van Farao wat sy hart verhard het. Of hy dit nou aktief gedoen het en passief gedoen het deur te kyk en dit sê die eerste plaag sê en dit het hom nie beweeg nie. Dit het hom nie geroer nie. Dit het Farao se hart niks gedoen nie. Want hy het reeds uit 'n plek van hardheid begin optree. En eers by die 6de plaag, vir die eerste keer lees ons en God is maar goed vir hom. Not my will be done, but your will be done. Jy het jou laat gepluk. Die woord wat praat van die Here wat sy hart verhard, die hardheid van die hart, dit praat van 'n swaarheid. Die Hebreëse woord, dit praat van 'n swaarheid, gewig. En is eintlik so mooi as jy daaraan dink, want 'n ligte hart is maklik om beweeg.
maklik om beïnvloed te word deur die Gees van God. Maar wat gaan 'n swaar hart doen? Nee, hardnekkig, hardkoppig, arrogant. My wil. Dit wat ek dink is reg. En ek dink julle sal verbaas wees as ons regtig moet eerlik wees met onsself, ons as kerk, waar ons dalk heel moontlik 'n harde plek in ons hart het. Waar ons vir die Here gesê het, Here, nie U wil nie, maar my wil. Ek gaan nou daarby kom. Ons gaan na die volgende punt toe. So hoe lyk 'n harde hart? Romeine 1, nie 12 nie, 1. Kan jy vir my na my toe vir my blaai? Romeine 1 vers 26. Dit lees as volg. Daarom het God hulle oorgegee aan 'n skandelike hartstogte. So dit praat van mense wat konstant nie, Here, nie U wil nie, my wil. Nie Here, nie U wil nie, my wil. Here, nie U wil nie, my wil. Ek hoor U woord sê dit. Ek hoor dit is wat hoe gehoorsaamheid lyk. Ek hoor dit is hoe geregtigheid lyk, maar Jesus, ek wil eerder hierdie doen. Jesus, ek doen al hierdie goed reg, maar ek wil ek kan seker hierdie vir myself vat. Miskien hoeveel mense dit dink, hoeveel geestelike leiers wat ek al gehoor het wat gesê het, ongelukkig was dit 'n baie bekende ou en ek gaan nie sy naam sê nie. Wat so 'n hart het in sy hart gehad het rondom die seksuele dat hy gedink het dit is die Here se manier om hom te beloon. Omdat hy so 'n prys betaal in elke ander plek in sy lewe dat hy gedink het hierdie is sy beloning om seksueel immoreel te wees. Hardheid van hart. En ek sê vir jou sê dit begin nie dit het nie op die eind dit begin nooit daar nie. Dit ergens anders begin. Ergens het hy 'n bordjie te kos, my voorbeeld nou, te veel geëet. En weer te veel geëet. En weer gekies, en weer gekies. Tot op 'n plek waar jy jouself regtig oortuig dat dit is oukei. En dis die gevaar van 'n harde hart. As jy op 'n plek kom waar jy jouself so kan oortuig dat dit reg is. Hier voel soos 'n raaspreek, maar dit is nie. Dis 'n plek van en ek gaan vir julle wys, jy hoef nie met jou harde hart te sit. Maar as jy eers op 'n plek gekom is dit prek moeilik. Maar die Here kan jou verlos van dit, maar dit kos van jou om te sê Here, hier is ek, 'n lewendige en welgevallige offer, nie my wil nie, Here, maar U wil. En ek moet hierdie vir jou sê, dis my plig om dit vir jou te sê. Want deel van my roeping is die volgende. Die Here roep my om sy bruid wat jy is, rein vir hom te kan neersit eendag. Ek wil eendag voor die Here kan staan en sê Here, ek het hulle lief gehad, maar in my lief het ek ook vir hulle gesê wat nodig is. Om in 'n rein hart. En ek dink, hier is die ding, dit voel dalk baie keer vir ons as iemand op jou in jou hart uitdruk of hulle jou sonde vir jou uitwys. Dit voel nie altyd lekker nie. Jy pik op my. Nee. Ek het jou lief en ek wil hê jy moet juis met vryheid in jou hart kan loop. Ek wil juis sê jy moet met 'n ligte gees en 'n ligte hart, want 'n harde hart is swaar. 'n Harde hart is swaar. Dis nie lekker nie. Al dink jy nou so. So hier het mense konstant geskop teen die wil van die Here. En hier sien ons dat 'n harde hart is ook 'n vorm van oordeel. God wat sy oordeel oor jou spreek. Waarom het die God hulle oorgegee aan die skandelike hartstogte want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is. En net so ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand. Dat die woord sê vir ons, homoseksualiteit is onnatuurlik en verkeerd. Die woord sê dit. Nie in 3 koe nie. Een keer op onderhoud gekyk, vra hulle vir Billy Graham, wat sê hy rondom homoseksualiteit? En sy antwoord was, dit maak nie saak wat ek sê daaroor. Dit maak saak wat die woord sê. En ek het gedink, dis 'n briljante antwoord. Ek wat dit sê nie. Die woord sê. Nader, sorry. Ek klink net vir myself baie vreemd met die hele Nysel affære, sorry. En net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vroue wellus ontbrand, manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, hulle dit nie die moeite werd geag nie. Waar doen ons dit dan? Noem dit troetelsonde. My kleintjie wat jy
Jy voer hom net so nou en dan. Want ons God nie, dis eintlik wat ons kommunikeer. Ons ag hom nie werd om in erkenning te hou nie. Het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid en om te doen wat nie betaam nie. Hulle is vervul met allerlei ongeregtigheid, hoerery, seksualiteit, seksuele immoraliteit, losbandigheid, boosheid, hebsug, ondeug, volnydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaamheid aan die ouers, onverstandigheid, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig. Mense wat al ken hulle die verordeninge van God goed. Mense wat nie die woord van God ken, hulle ken dit. Dat die sulke dinge doen, die dood verdien. Die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle wat goedkeuring skenk aan die wat dit doen. En daai is vir die kerke waarskuwing. Dan die een punt praat dit van ongelowiges wat die goed ken en dit sluit in gelowiges ook maar in daarso wat konstant teen hom kies, wat konstant teen hom kies. Al ken hulle hom, maar dit praat ook van ons as kerk. As ons sien iemand is besig om hulle hart te verhard, vriend, vriendin, vreemdeling, is dit ons plig. Maar wat is die term wat vandag gebruik word in die kerk? Ons mag nie judge nie. Ag, moet my net nie judge nie. Nee, ek kan judge vir eerder in die hemel. Maar jy moet judge. Kerk is jou dit is jou opdrag. En dit is jou doel in hierdie lewe is om te oordeel tussen wat goed en reg is en om die goed na vore te roep en die sleg terug te druk. Dit sê dis verkeerd. Goed wat in ons ouers se tyd taboe was, is vandag taboe. Wat taboe nou? Taboe was is vandag aanvaarbaar. Ek praat met my broer oor die naweek en soos onder andere hy is nog nie getroud nie, maar toe op 'n manier eindig ons gesprek by soos die skeynommer wat hoog is. En ek is soos hoe die hek het ons hier gekom? Jy is nie eens getroud nie. Jy het nie 'n meisie nie. Maar hy's nogal lekker op statistiek en goed. En dit kom maar op neer is omdat die huwelik so sleg geag word. Dit is deesdae is 'n kontraksuele ding waar dit deur God ingestel is tussen man en vrou. So wanneer verlaat jy verlaat die ouer huis en word een. Maar vandag is bly mense saam, hulle seksueel immoreel. Dis deel van liefde. Dit is 'n manipulasie ding deesdae. Van nee, maar as jy my nie lief het nie, dan jy het my nie lief as jy vir my seksueel bevredig nie. Maar dit was nie so nie. Ek onthou toe ons het eers piksvriendjies gegee op skool hier. Dus jy soen jou tannie en jou ouma en jou ma. Dis wat jy soen op skool. Jy soen nie eers jou meisie nie. Maar soos ek groot geword het, kon jy sien dat dit al meer aanvaarbaar raak in ons samelewing. En dit is nie God wat pret steel nie. Dit is nie God wat moeilik is nie. Dit is God wat punt 1. Kom ons baie redes hoekom hy dit ingesit het. Dis 'n veiligheid, want hy is lief vir jou, veiligheid van die huwelik. Maar ook die volgende, hy is God. En hy sê so. As hy 'n sekere manier 'n ding wil laat werk, dan werk dit so. Onvergifnis. Nee, maar hierdie persoon het hierdie gedoen. Ek mag so voel. Nee, jy mag nie. Jy mag regtig nie. Prys die Here, hy doen net met ons hier. Dat hy nie my soos ek het een keer Here my brul heers vir daar binne. Mag die leeu van Juda hier binne brul. Dat jy dit wil hoor. Ek wil hê jy moet die vryheid hoor hierin. Daarin om met 'n ligte hart voor God te leef. Al voel dit seer, al voel dit moeilik aan die begin. Om te besef, die Here het regtig die beste vir jou en ag. En die manier hoe hy goed geskep het, is goed en reg. En dit werk so. Here, maar ek mag kwaad wees vir hierdie persoon. Ek verdien dit nie dat hierdie oor my gekom het. Op prys die Here, ons kry nie wat ons verdien. Kan ek vir sê wat ons verdien? Ja, ek kyk op die bord.
Ons verdien die kruis. Ons verdien om doodgemaak te word vir ons sondes. Ons verdien om hel toe te gaan. Maar as gevolg van hom wat vergewe het, terwyl ons nog sonders was, kan ons vergewe word. Hy kon dit doen want hy het 'n sagte hart. Maar dit beteken niks vir ons as ons hart hou nie teenoor hom. Ek gaan vir jou wys dat hoe ver is dit met preek nog? Dit kom amper daar. Ek het hier gesit in die eerste plaag het hy dit nie ter harte geneem nie. In die tweede plaag het Farao self sy hart verhard. Die oomblik toe die verligting kom. Daar's 'n ander ding. Here, as U net hierdie moeilike oomblik van my af sal wegneem, dan sal ek U dien. Dan sal ek kerk toe gaan, ek sal dit doen, ek sal dit doen. En al hierdie beloftes, maar die oomblik as die verligting kom, dan is dit okay, cool, ek sê alright en dan gaan ons aan soos wat ons aangegaan het. Dis wat Farao gedoen het. En vir ons klink dit amper normaal en okay, maar as jy dit in Farao lees, dink ek soos Farao, hoe het jy nie hierdie gesien nie? Of ons dink aan die Israeliete wat keer op keer God versoek het, keer op keer ongehoorsaam was. Jy sê, hoe kan julle nie sien wat julle doen nie? En dan is waar doen ek en jy dit? Tot op 'n plek waar ons harte hard maak. Die derde plaag sê in die derde plaag sê die towenaars vir hom, hierdie is die vinger van God. Ons kan nie hierdie doen nie. Dis God hierdie, 'n God bo ons gode. En wat sê Farao? Nee, harde hart. Maar hoekom en dit kom tot by die volgende punt. Is hoekom het God Israel verlos? Hierdie is 'n verskriklike belangrike punt. Dis hoekom word jy gered? Hoekom verlos God jou uit jou sonde uit? Hoekom breek hy die kettinge? Hoekom vergewe jou? Want die Egipte, die Israeliete wat uit Egipte uitgelei word, is 'n beeldspraak van wat met ons gebeur. Jy was op 'n tyd in Egipte, 'n slaaf van sonde, 'n slaaf van jou keuses, maar 'n slaaf van wat ook al dit was. Vrees, angs, depressie, wat dit ook al was. Sonde was definitief een van dit. Het hy jou uit Egipte uitgelei vir wat? Hoekom het hy Israel uit Egipte uitgelei? Jy kan gelees in Eksodus 5 vers 1, Eksodus 7 vers 16, Eksodus 8 vers 1 en 20, Eksodus 9 vers 1 en 13 en Eksodus 10 vers 3. Ons 'n hele paar tekste wat vir ons sê presies, ons het nou net al gelees eintlik hoekom hulle verlos. Ons het een van hulle gelees in Eksodus 4. Hoekom het God Israel verlos? Sodat hulle hom kan dien. Jy moet verstaan, ek en jy word nie gered vir onsself nie. Ons word nie uit Egipte uitgelei in die woestyn en sê be free. Net so voeltjie. As hy terugkom is hy joune. Hoe sê hy, as jy iets lief het dan laat jy dit gaan. As hy terugkom is hy joune. Die Here vat hulle uit Egipte uit vir wat? Sodat hulle hom kan dien. Ons moet hom dien, maar ons kan dit nie doen as ons 'n harde hart het nie. Want dan sê ons vir hom, nee Here, nie u wil nie, maar my wil. Ons moet self ons harte sag hou en ons moet ons vriende, ons vriendinne, ons vreemdelinge, waar ook al is dit sien, moet ons die lig wees. Jy kan nie 'n kandelaar wees onder 'n emmer nie. Want jy's geroep, jy is geroep as die lig, kerk. Jy's geroep as die lig. Hou jou hart sag sodat die Here jou kan beweeg sodat jy die lig kan wees waar jy is. Miskien as ons hart is, sê maar byvoorbeeld tot offense. Hoe gaan die Here jou gebruik vir mense as jy kwaad is vir mense? As jy konstant die slegste ding van mense. As jy die mure so hoog opgebou het na mense toe as gevolg van die hartheid van jou hart wat jy erns seer gekry het. En kom ons sê dis reg, dus jy het regtig seer gekry. Dis nie eers dat jy iets inlees of indink nie. Maar dit praat van 'n hart wat swaar is en nie gebruik kan word nie. Van ons onvergifnis. Maak dit vir jou sin? Fantasties. Die Here wil jou gebruik. Hy wil hê jy moet hom dien. Ons word nie vir onsself gered nie. 'n Sagte hart dien God en is gehoorsaam aan hom. 'n Sagte hart sê in die Here, ek doen al hierdie reg. Here, maar ten minste doen ek nie daai nie. Ten minste is ek nie elke naweek dronk nie. Ek het eendag vir Larissa gesê en sy het 'n bietjie my voet, dit was 'n goeie argument, sy het 'n bietjie my voet onder my uitgeslaan. Ek sê eendag vir haar, liefie, jy's ten minste is ek nie so nie. So ek weet ek is nie altyd die perfekte perfekte man nie.
los my handdoeke oral en wat dit ook al mag sê. Dis al wat ek doen. Ek tel net nie my klere op nie. En maar ek sê vir haar, ten minste doen ek nie dit nie. En sy sê die volgende vir my, Hendriko, is dit regtig met wie jy jouself vergelyk? Ek dink myself, okay, ek het nou nie regtig gekamp, ek weet dit nie, nee. Moet jou nie self vergelyk met die ongeregtige, sondige wêreld nie. Ons doen dit, want ons wil onsself beter laat voel. Met wie moet jy jouself vergelyk? Dis al. Ek het in hierdie week, toe hoor ek hierdie mooi storie van die goud wat gelouter word, wat jy warm maak en hoe die veiligheid na bo kom. Die veiligheid kom na bo. En hoe die ou sê jy dan skep jy dit nou af en jy skep dit af en hy vra hom, "Hoe weet jy wanneer dit skoon is? Wanneer jy net maar kan ophou skep?" Jy sê die goudsmid, "Wanneer ek myself kan sien in die goud." Hoe mooi is dit? Wanneer Jesus homself in jou kan sien. Wanneer jy Jesus se karakter in jouself begin sien in hoe jy praat en hoe jy doen. Want dis die een met wie ons osself vergelyk. Dis die een wat ons strewe. En sê Paulus sê volg my, maar hoekom sê hy dit? Volg my soos ek Jesus volg. En dis die een wat ons volg. Dis die een soos wie ons wil lyk. Daar is nie 'n plek van ten minste is ek nie so nie. Want dis nie die een soos wie jy jouself moet vergelyk nie, Hendriko. Maar dis Hendriko wat wil beter voel oor homself. Wel dan liefie. Ek lag so. Ek onthou dis. Ek dink dit is 2016 wat Trump die eerste keer as president gekies is, né? Dis almos daai hele spotprente van soos dis die eerste man wat 'n argument gewen het teen 'n vrou soos in die geskiedenis. Daar ek onthou daar was baie sulke goed gewees. Ek dink ek nou daaraan. So kom ons sê, yes, maar en dit verg van jou om eerlik te wees met jouself. Ek dink dis die moeilikste persoon met wie ons baie keer eerlik is met onsself. Maar kom ons sê jy het tot 'n plek gekom waar jy's my hart is hard. Jy's ek het nou al lank toegegee tot hierdie. En dis hoekom Romeine 12 sê nie tot die wêreld gelykvormig raak nie, maar transformeer word deur die Gees van binne af. Maar kom ons sê Hendriko, ek is nou op 'n plek waar my hart is. Hoe kom ek terug hiervan? Kan nie. Hy kan. Hy kan jou terugbring. Jesegiel 36 vers 25. Jesegiel 36 vers 25. Dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. Hy kan jou hart weersag. Al wat dit kos is jy wat hom toelaat. Te spreek sy woord oor jou. Sy woord te lees, te leer en te ken. Te laat dat sy Heilige Gees daai woord vat in jou deponeer en jy's gehoorsaam tot dit. En Larissa praat vanoggend, sy bring dit op en 'n baie goeie voorbeeld is Saul en Dawid. Saul se koninkryk is van hom weggeneem. Omdat hy seksueel immoreel was. Nee, hy was nie gehoorsaam aan die woord van God. God het gesê vernietig alles. En dis van hom weggeneem. Ek het eendag het iemand vir my gevra, maar hoe het jy oor hierdie sonde gekom? Hoe het jy dit oorwin? Ek van die vrees dat die Here my roeping van my was nogal vir my 'n redelike goeie motivering. Is dit as ek hierdie ding troetel, kan dit 'n plek bring wat ek so hard is dat ek nie meer gebruik kan word nie. En ek daai is vir my vrees, om weg te wees van hom dat hy my nie meer kan gebruik nie. Dat ek en hy nie meer so kan wees nie. Dat daar 'n skeer is tussen my en God. Ek kan dit nie bekostig nie. Ek wil nie. Dawid se Psalm 51, Here, moet net nie gees van my aflig. Ek wil net by hom wees, ek wil hom ervaar. Ek kan nie iets doen wat kan lei daartoe dat daar 'n skeer tussen my en sy verhouding kom. Dis wat sonde doen. Ons dink ons troetel dit, ons dink dis so erg as ander nie. Ons dink dit is skadeloos. Dit doen skade aan niemand. Dit skade aan jou. Die groter studie. Hy gee vir ons 'n nuwe hart. In Matteus 22 vers 37 lees ons as volg.
Dan soek ek Matteus amper tussen Eksodus en Genesis. En ek weet hy's vroeg, maar dan gaan ek vanoggend nie met Ou Testament doen. 22 vers 37. En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En jy sal sien in Farao se storie, dat dit lekker behandel in woordskool. Kom woordskool toe. Dit is 'n goeie plek vir jou om te wees. In woordskool het ons baie daarna gekyk hoe Farao op 'n stuk selfs erken. Want in 'n Farao se aanklag toe Moses voor hom kom staan is toe toe Moses voor Farao kom staan, toe sê hy, maar wie is hierdie God van jou? En toe wys God vir hom wie hy is. Hy het gesê, wie is hierdie God? Wie is hierdie Jahwe waarvan jy praat, wat al hierdie goed gaan doen? En hy wys te vir hom. En dit het op so 'n plek gekom waar hy, wat Farao is, erken het. Ook, maar hierdie God, bid tot jou God. Ek het gesondig teenoor jou God. En daai klink amazing. Daai klink soos Farao tot bekering gekom. Né? Nee, oppervlakkige bekering, maar dit het niks verander. Die hart was nog steeds hard. Met woord het hy bekeer, met woord het hy erken, maar sy hart was hard. Dit was net vir homself. Hy het erken en bely vir verligting van die nagevolge van sy sonde en nie vir sy hart wat met versag en om God te dien nie. Ons kan nie net bely om vir verligting nie, bely om te dien. Psalm 95 vers 7 tot 11. Lees as volg. Ek het so 'n paar tekste wat ek nie nou wil lees. Psalm 95. En ek wil hê met die volgende besef voor ek aanneem. Hierdie preek is 'n uitnodiging vir jou om in die volheid te stap wat God jou voorroep en voorgemaak het. Dit is ja, dalk is dit 'n bietjie raas. Dalk is dit. Hoopelik nie. Hoopelik het julle niks waarvoor ek raas nie. Maar ek wil hê jy moet sien dat hierdie preek is 'n uitnodiging vir jou om in die volheid te stap wat hy jou voorgeroep het. Moenie soos Esau vir 'n kort oomblik in hierdie lewe vir 'n bietjie genot, vir 'n bietjie lensie sop prys gee dit wat hy met jou wil doen. Want elkeen van julle wat hier sit, is geroep, geskape tot groot goed in die Here. Tot so 'n mate dat hy sy gees in jou wil sit, dat hy sy krag deur jou wil laat vloei. Hy wil mense genees deur jou, hy wil verlossing, die boodskap van verlossing deur jou bring. Hy wil mense deur jou hande, deur jou woorde, deur jou dade wil hy redding bring vir mense. Besef jy dit, die groot voorreg wat jy het, en ons is een van julle wat nie geroep is deur God nie. Hoor wat ek vir jou sê. Elkeen van julle is hier. Elkeen van julle is die bediening van versoening gegee. Ons kan nie na ons stap as ons 'n harde hart het. En dan gaan dit oor ons. Amen. Jy's geroep, jy's geliefd en jy's gekies. Jou uitnodiging na die partytjie is gestuur. Daag op. Baie is genooi, sê die skrif. Maar min het gekom. Baie is genooi. Wie is jy die een wat kom? Kom. Want hy is ons God en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Ag, as julle vandag maar na sy stem wil luister, verhard julle harte nie soos by Meriba, soos by die dag van Massa in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek het, my beproef het, alhoewel hulle my werk gesien het. Hoewel hulle my werk gesien het. 40 jaar het ek 'n afkeer gehad in hierdie geslag en gesê, hulle is 'n volk met 'n dwaalende hart en hulle ken my weë nie, sodat ek in my toorn gesweer het, waarlik, hulle sal my rus nie ingaan. Wil jy my volgende waarskuwing eintlik hierin sien? God het nog steeds gekyk na hulle vir 'n sekere tydperk.
Onnatuurlik vir hulle kos gegee, skerm. Daar was 'n tydperk wat sy genade daar was. Ten spyte van hulle versoekings aan hom. Teken nie God se voorsiening in daai tydperk, sy goedkeuring gedra. Want hoe eindig daai teksvers? Hulle die rus van die Here nie ingegaan. Judas uitgekies om die Here te verraai. Het hy nie 'n vrye wil gehad nie? Nee, hy het. Die Here weet net wat mense gaan kies. So vrees as wat dit vir jou voel en klink, die Here weet wat jy gaan besluit. Beteken dat jy het nie 'n keuse nie? Nee, dit beteken net hy weet. Hy weet wat jy gaan kies. Judas wandel in die lig. Vir 3 jaar, meer as 3 jaar, wandel hy saam met die Messias. Hy het nie 'n beter mentor nie. Hy het nie 'n beter teacher nie. Hy het nie 'n beter herder nie. Hy wandel saam met die een, Jesus Christus. Maar hy kies die lig. Ag, die duister, sorry. Woe! Ek wou nou sê wat grappie gemaak het. Jo, ek het myself nou goed gekeer op daai ene. Dit is 'n baie onverpas gewees. Onsensitief. Maar hy kies die duisternis. En ek wil hê jy moet weet dit het nie begin. Hy het nie in 'n oomblik na 3 jaar besluit. Yes. Hierdie geeltjie lyk nou mooi. Dalk moet ek gaan vir dit nie. Ek wil hê jy moet weet dat Judas se verraad teenoor Jesus 'n bietjie tot op daai aand het die duiwel in hom ingevaar. Jesus kom kyk. Is jy seker, Judas? Die duiwel het in hom ingevaar. En sy hart was hard. Maar dit het nie daai aand. Jesus het nie daai aand besluit om te verraai nie. Sy hart het nie hard geraak op daai aand teenoor hom nie. Kom ons lees. Ek wil eers vir jou lees Matteus 10 vers 1 tot 8. Wel, Matteus 10 vers 1 tot 8 sê hoe hy geroep is. Ek gaan dit nie lees nie. Matteus 10 sê hoe hy geroep is, gekies is, hy het wonderwerke deur sy hande gebeur, hulle demone uitgedryf. Hy was deel van die 12. Maar hy het sy hart verhard. In Johannes 12 vers 6 gaan ek vir jou lees. Nou ek hou van Johannes. Baie ons het takt, baie ons loop hom so om die bos. Hy verduidelik ding mooi. Johannes is soos ek was die geliefde disipel en ek was die vinniger een en Judas was 'n dief. hy sê dit soos wat dit is. Ek het waardering vir dit. Waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? Vra Judas. En dit het hy gesê nie omdat hy vir die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en die beurs gehaat het en die bydraes geneem het. So dit klink mooi. Judas sê maar hoekom mors ons nou hierdie parfuum? Wat vir Jesus gegee is. Ek sou nie eens daai roete gegaan het nie. Ons kan dit verkoop vir baie geld, vir die armes sorg. Dit klink verskriklik mooi. Jy's Judas, so mooi hart. Judas gee om vir die armes. Nee. Judas het vir 3 jaar met die ding geloop wat hom versoek het. Die geldsak, hy was in beheer van die geldsak. En dan hy toets lelik geval. En dit sê hy dit het oppervlakkig geklink asof hy omgegee het oor die armes. When push came to shove. Want die tek hierdie teerslaan soos hulle sê, eintlik gaan oor homself. Dis 'n dief. Dis ek ook wil hê jy moet sien. Judas se verharding, sy verraad, is nie 'n een oomblik ding nie. Stukkie. Hy het nie Jesus met sy hele hart lief. Jy sien hierdie mooi ding wat hy altyd sê. Hy het baie gesê toe ek al was, ek dalk sê dit nog steeds, ek weet nie. Maar dit som met my baie goed op. As 'n dief in die nag by jou huis inbreek, en julle wat hom nou ken hierdie storie baie goed. Maar as 'n dief by jou in die nag inbreek, maak hy jou wakker. Nee? Vra hy vir jou wat is op versekering? Nee. Wat doen 'n dief wat inbreek in die nag terwyl jy slaap? Vat alles wat hy kan. Hy vat nie net 'n bietjie nie. Hy vat nie soos hoorie, ek gaan nou nie jou selfoon vat nie. Ek gaan net jou cutlery vat. Dis goedkoop om te vervang. Nee? Nee, hy vat die diergoed. Hy vat wat hy kan kry. En dis die gevaar van 'n harde hart. Om die duiwel
'n voetplek te gee in ons hart. En jy sien dalk nie nou die effek daarvan nie. Want jy's nie in slaap nog lekker in droomland. As jy wakker word jy wakker. Die huis is leeg. En dan moet ons nie vra, Here, hoekom nie? Here, waar was U? Ja, praat. Jy geluister. Harde hart. Maar wat vir my so mooi was, is Jesus. Ek het nou heeltyd gepraat van Jesus wat ons voorbeeld is. Hy is ook ons voorbeeld van 'n sagte hart. Die enigste voorbeeld waardig van 'n sagte hart. Want lees ons met die volgende in Johannes 13 vers 27. Wel, hier sê dit in 27 en nadat hy die stukkies geneem het, het Satan in hom ingevaar en Jesus het vir hom gesê: "Wat jy doen, doen dit haastig." Ek het eendag grappig oor die teksvers. Hy het eendag gesê, ek gaan nie vra wie dit doen nie, want ek hoop niemand steek hulle hand op nie. Maar wie het al deur 'n slegte dag gegaan en dan maak jy jou Bybel soos oop en soos dis wat die Here vir jou wil sê daai dag, hè? Moenie nie jou kop te vinnig skud nie. Dis nie 'n goeie ding om te doen nie. Jy gaan luister die grappie klaar. Toe sê die persoon, moenie dit doen nie. Want wat as jy jou hand druk op Johannes 13 vers 27 en jy was op pad om iets verkeerd te doen? Here, moet ek selfmoord pleeg? Dit wat jy wil doen, gaan en doen dit vinnig. Ek sê, moenie dit doen nie. Dis nie die Here wat vir jou sê doen dit nie. Here, moet ek na hierdie kuier toe gaan? Doen dit en doen dit. Praise the Lord. Nee 'n goeie manier om jou Bybel te lees nie. As die Here nie in 2 verse met jou praat nie, dan lees jy aan. As hy nie in 'n hoofstuk met jou praat nie, dan lees jy nog. As hy nie in 'n boek met jou praat nie, dan lees jy totdat hy met jou praat. Hy's nie KFC nie of Burger King nie. Partykeer dink ek partykeer bly die Here bietjie langer stil wanneer ons Bybel lees om met ons te praat, juis omdat hy voel. Jy kan bly lank as jy gaan 'n bietjie hou hierso. Maar Jesus se houding teenoor Judas is my een van die merkwaardigste. En ek sê dit nou vir jou want hy het 'n sagte hart gehad. Toe Jesus sê, iemand hier tussen julle verraai my, het hulle nie geweet wie dit is. Jesus het geweet. Wat sal jy doen as jy die laaste aand, as jy weet môre gaan jy een van die wreedste dood? Wat sal jy doen? Hoe hoog op jou lysie is die voete was van die een wat die oorsaak is daarvan? Van daai persoon wat jou ingedoen het in jou besigheid, daai persoon wat skinder van jou, wat sleg praat van jou. Hoe hoog op die lysie is daai persoon? Op jou laaste aand, prioriteit is hy. En nou sê ek, 'n fight is om 'n boot te kry. Maar Jesus kon dit doen. Jesus het Judas so goed hanteer. Want hy het nie Judas hanteer op sy hart uit nie. Hy het hom met sy hart uit gehanteer. Sag is. Ons liefdevolle herder. Wat hulle nie eens geweet het nie. Ek spot altyd, ek het 'n gesig. As ek sukkel met iemand, jy sien dit in my gesig. Jesus het nie 'n gesig gehad. Hy het nie 'n gesig. Hy het hom goed hanteer. Judas het gewandel in lig. Hy kies die duisternis. Julle hoef nie 'n kreer wildtuin toe te gaan nie. Julle kan 'n dag by ons kom spandeer. Wow. Hy het my so 'n plekjie op my binnebout gebyt. Wat elke keer as ek 'n kort moet dra, pappa eina kry. So ja, wat het al gebeur? Dis byt. Ja, ek kan mannetjie, is lief vir hom. So as jy hier sit en jy het nog Jesus aangeneem het, wil ek jou uitnooi om dit vandag te doen. Of dit nou tydens aanbidding is, of dit nou is dat ek saam met jou bid. Ek wil eintlik graag saam met jou bid. Wil jou uitnooi. Belangrik, moenie jou hart verhard nie. As jy vandag die woord hoor, moenie jou hart verhard nie. Neem hom aan. Moenie skop teen die prikkels nie. Almal het al gehoor van die sonde teen die Heilige Gees. Dat dit onvergeefbaar is. Dit is baie naby gekoppel aan dit. Dis om vir God te sê, Here, nie iemand nie my wil. Ek gaan nie. Wat doen die Heilige Gees? Hy getuig van wie Jesus is. En as ons 'n Jesus vorm wat sekere goed toelaat, dan aanbid ons nie Jesus nie. Jy aanbid 'n weergawe van hom wat jy geskep het. Maar as jy met jou hele hart dien,
Dis van die Hemel. Wie hy is, wie hy sê hy is, en wat hy sê. En as jy sit, en ek wil jou nooi in aanbidding, as jy sit en laat die Heilige Gees met jou praat. Laat dit vir jou uitwys. Dit gaan nie oor, ek kom vanoggend, ek onthou nog ek by daai deur instap, en dit gaan nie oor 'n sondebewustheid, wat ek vir jou beskep vanoggend. Dit gaan oor 'n gehoorsaamheidsbewustheid. Ek wil hê, jy moet so behep wees daarmee. Jou grootste passie in hierdie lewe moet wees, om gehoorsaam te wees aan die een wat jou uit Egipte uitgelei het. Oor die een wat jou vergewe het. Wat in jou plek gaan hang het. Dis waarvan ek jou wil bewus maak. En jou in die plek gaan dit nou maar die slegte goedjies gaan boontoe kom. Dan skep ons dit af. Ons los dit buite. Maar ek wil jy 'n beheptheid skep, nie oor sonde nie, maar tot gehoorsaamheid. Dis waarna toe ek jou wil roep volg. Maar dit kan net gebeur as ons die lelike goed ook aanhou. Maak dit vir jou sin? Moet dit dus met agterlaat. Jy is nie meer die ou ek wat lewe nie, maar Christus. Wat beteken dit is Christus in jou lewe? Lewe gehoorsaam aan sy stem. En dan die derde punt, is kerk. Ons kan nie dit goedkeur nie. Hierdie week, ek weet nie wie van julle, ek lees baie nuusie, maar ek het nou gesien en ek gaan nou probeer uitspreek. Massachusetts. Heerlikheid, daai woord kan my net, ek kry nie nou, ek het dit vroeër die week reg gekry, vanoggend het ek vasgeval en ek kry dit net nie, met tong wil dit nie doen nie. Daai plek, een van die state in Amerika, het hierdie week 'n bil gepas, geteken, wat gesê het, jy kan tot en met geboorte aborteer. Hoe kom ons op so 'n plek? Hoe kom ons op 'n plek waar ons 'n kind kan aborteer 'n dag voor geboorte? 'n Mens man. Maar as omdat eens op 'n tyd was daar, ons kan aborteer op 8 weke, ons kan aborteer op 12, ons kan aborteer stelselmatig. Is goed toegelaat. Dat dit nou so normaal voel om dit te doen. Crazy. En dit is nou 'n skokfaktor daai ene, maar ons doen dit met oor die algemeen. Ek op skool, ek vertel altyd hoe ek op skool ek gaan nou net my eerste skool, ek gaan nou nie name dropping doen op my skole nie. My eerste skool, hoërskool, was dit soos dit is regtig, dit was die common ouens wat dag gaan gerook het. Regtig. Soos dit was soos is jy dom. Dis dat jy dag gaan rook. Dis wie die hel is jy? Toe kom ek na 'n groter parelskool toe. Okay, en julle weet redelik waar ek was. En dit is normaal. En aan die begin, ek onthou nou eerste maand as ek soos wat, my hele wese is soos wat die hel gaan nie aan. Hoe is dit okay? Maar na 'n jaar, nie saam dit gedoen nie. Ek was okay daarmee. Ja, dit is okay. Maar dit gebeur as 'n stelselmatig, stukkie vir stukkie. Getransformeer word nie van die Gees in ons nie, maar soos Romeine 12 sê, raak gelykvormig. En ja, dalk doen jy nie die sonde saam nie, maar jy keer dit goed. En dan sê Romeine 1, dis is net so skuldig. Kan jy sien hoe stelselmatigheid? Ek het gekyk, ek het nogal interessantheid, ek weet so 'n paar jaar terug, ek praat nou lekker, ek het die mic, jy is okay. 'n Paar jaar terug, ek weet nie of julle kan onthou nie, maar so 2 dames, baie kort op mekaar, in die Parel wat selfmoord gepleeg het. Ek meen dit was 'n horrible tydperk in die Parel. Daar was so 'n somber gevoel in die Parel. Dit was crazy. En toe ek vir interessantheid halwe gaan kyk, soos rondom toe godsdienst uit skool uitgehaal is as 'n moed rondom die selfmoordsyfer, veral onder jeug. En dit is baie naby aan dieselfde tydperk toe al hierdie goed toegeneem het. Maar ons is nie meer gefokus op die individu en sy godsdienst en sy God nie. Mense raak hopeloos, raadloos, goddeloos en doen wat reg is vir sy eie. En nou sit ons op 'n plek waar ons vandag is waar alles goedgekeur word. Lewe vir hierdie lewe. Ek is ten minste nie so sleg as daai ou. Vergelyk jouself met Jesus. Lyn jouself op met hom. En lewe die lewe want hy jou geroep. Amen. En is Galasiërs 6 wat sê, as jy sien jou broer sukkel, gaan na hulle toe. In sagmoedigheid. Gaan na hulle toe. Sê vir hulle. Dit is jou plig.
Hulle gaan dan nie meer kan sê hulle het nie geweet nie. Baie verskoning. Ons is lewensredder so 'n bietjie. Ons wil hê mense moet oor die kraan stap. Kom ons staan, dan bid ek vir ons. Here, dankie vir u. Dankie vir u offer in die kruis. Here, dankie dat u die goeie herder is. Wat in die hek lê. In die lewe, nie net deur woord nie, maar ook in daad, vir ons opgeoffer het. Sodat ons u kudde gered kan word. Dat ons uitgelei kan word om u te dien. Here, dankie vir u liggaam. Soos wat ons hierdie boekie nou eet. Dankie is aan die liggaam wat vir ons gebreek is, geskeur is, gespoeg is op, verneder is. Sodat ons gesterf het, sodat ons kan lewe. En ons loof en ons prys u daarvoor, Here. En ons dink nou daaraan die prys wat u betaal het, sodat ons verlossing kan hê. Here, dankie ook vir u bloed, Here. U het uitgebloei vir ons. Here, dankie dat soos ons hierdie druiwesap drink, Here, dink ons aan die bloed wat vir ons gevloei is en wat gegiet is vir ons vergifnis, Here, sodat ons voor u kan staan geregtig, Here. Sodat u nie Vader kyk na ons as 'n sondaar nie, maar as geregtig voor u, asof van u bloed wat gestort is, die bloed wat gevloei het en ons skoon gewas het. En ons nie meer in die ou bloedlyn is nie. Nie uit die eerste arm uit nie, maar die bloedlyn van die tweede ware en volmaakte arm, Jesus Christus. Dankie daarvoor, Here. Here, hierdie een begeerte het ons voor, om al die dae te wandel, in die huis, in hierdie teenwoordig, om u te sien, te aanskou, u te volg, u te voel, u te hoor. U is ons begeerte, Here. U is ons behoefte, Here. En ons smag na u alleen. U is ons God. U is Jahweh, ons verlosser. In Jesus naam. Amen.